Haal skuld die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n kogelmander op sy klip gaan sit, terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nagte gee, is Afriskuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met Afriskuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek Afriskuld se webtuiste afriskuld.co.za. Vandag se gesprek gaan oor iets wat in baie huise swaar op die ouers se harte lê. Ons kinders se toekoms. Nie net hulle punte op skole nie, maar hoe hulle self voorberei vir 'n wêreld wat baie vinnig verander. Baie ouers werk harder as ooit, maar wonder steeds, hoe berei ek my kind voor vir wat kom? Afrikaanse onderwys speel vir baie gesinne 'n groot rol. Nie net oor die taal nie, maar oor identiteit, waardes en geloof. My gas is vandag Louis Dekker, uitvoerende hoof van Pretoria Gimnasium, 'n nuwe Afrikaanse skoolprojek wat in die ooste van Pretoria ontwikkel word. Vandag praat ons nie net oor skool nie, ons praat oor onderwys, ouers se bekommernisse en hoe ons jong mense voorberei vir die toekoms. Dis nie 'n debat nie, dis 'n eerlike gesprek. Welkom by die Appelkas. Louis, baie welkom hierso op die Appelkas. Dis 'n absolute voorreg om jou hier te hê. Ek dink ek het jou laas by Eldorein gesien. En dankie dat jy tyd uit jou dag uitgehaal het. Ja, Appel, dankie. Dit is vir my 'n voorreg om hier te wees. Ek weet die laaste formele keer was Eldorein, maar ek was daar maar by 1 of 2 shows weer. En ek luister elke dag in die kar na oom Appel saam met my 2 mannetjies, so dis 'n voorreg om hier te kan wees. Uit vrye wilheid. Uit vrye wilheid, ons geniet jou musiek. Ek vra hartlik om verskoning vir dit. Nee, hulle geniet dit terdee. Ek sit en dink nou, daar's klaar baie minder geleenthede vir ons as 20 jaar terug as Afrikaanse ouers. Moet ons bekommerd wees oor ons kinders se toekoms? Appel, weet jy, ek dink ons moet dalk anders daarna kyk. Ek dink daar is minder geleenthede op die tradisionele goed wat ons altyd gedoen het. Maar ek dink daar's eintlik meer geleenthede om kreatief, om buite die boks te gaan dink, om ander geleenthede uit te delf basies, as ek so kan sê. So ek dink nie die geleenthede is noodwendig minder nie. Ek dink die geleenthede vir ons kinders gaan net in ander velde lê as in die verlede. En dis hoekom opleiding en opvoeding en skole en onderrig so verskriklik belangrik is om seker te maak ons kinders het die vermoë om daai nuwe geleenthede te ontdek in die toekoms in. As jy na Afrikaanse onderwys kyk, waar ervaar jy die meeste drukareas op die oomblik in Suid-Afrika? Dis 'n baie belangrike vraag en dis 'n baie moeilike vraag. Ek dink tans vir ouers is van die goed wat hulle die meeste mee stoei is maar die politiek, en as mens dan kyk na taal en toelating en al daai goed rondom skole, dink ek is dit vir skole 'n baie druk tyd en is 'n baie moeilike tyd. En met die demografiese skuwe wat tans plaasvind, is daar gebiede waar daar nie meer genoeg Afrikaanse kinders is vir 'n Afrikaanse skool nie, en dan is daar ander gebiede soos in hierdie omgewing waar daar weer te veel kinders is vir die aantal Afrikaanse skole. Die staat het ook nie in die laaste klompie jare Afrikaanse skole gebou nie, en ek weet ook nie of hulle van plan is om Afrikaanse skole te bou nie. So ek dink in daai opsig is die grootste vraag wat skole mee stoei is eerstens nou maar om te oorleef binne hulle mark, en dan vir ouers is die grootste vraag seker maar waar gaan ek my kind sit? Waar gaan my kind 'n goeie skool kry? Wie gaan verantwoordelikheid vat vir my kind se opvoeding in die toekoms in? Maar dit het ook nou so 'n bietjie ons hande verlaat nou met die nuwe wet van plasings en dan ook natuurlik die Bella wet wat nou. Ja, ek dink dit is so 'n bietjie buite ons hande, maar daar's 'n klompie rolspelers wat hard veg. Ek dink die eerste hofsaake rondom Bella spesifiek is aan die gang. En op die einde van die dag gaan die wetgewing iewers getoets word, want ek het seker die reg om my kind te plaas waar ek my kind wil hê. So ek dink dat die Bella wet moet nog 'n paadjie stap, maar ongelukkig soos jy het reg gesê is dat, en dit was aanvanklik in Gauteng en nou is dit oor die hele land in die provinsies waar die toelating weggevat word van die ouers af, en dit plaas baie druk op 'n skool. Ek dink daar's ten minste binne die wetgewing, tans is daar ten minste daai ruimte ook gegee dat as daai skool vol is en voldoen aan die vereistes, kan die departement nie 'n rol speel binne die skool self. Natuurlik, ja. Maar vir jou as ouer is voeding area 'n probleem.
As jy in 'n gebied bly en die naaste skool is 'n hele afstand van jou af weg, dan kan die stelsel jou op 'n ander gebied plaas. En dit is 'n uitdaging. Daar was nou laasweek 'n berig wat hulle beweer 50% van die ouers het eintlik maar bedrog gepleeg deur om valse adresse in te sit. Maar die vraag wat ek ook net myself afvra, as ek nie Afrikaanse skole in my omgewing het nie en ek wil my kind in 'n spesifieke skool sit, hoe moet ek te werk gaan? So ek dink daar gaan 2 regte getoets word binnekort, want jy as ouer het ook 'n reg, maar alle kinders het reg tot opvoeding. So dit is 'n baie moeilike ding wat nog baie getoets gaan word. Dink jy dit is die staat se manier om Afrikaans op 'n mate te kelder? Die staat ontken dit. Hulle sê dit is nie, maar dit is definitief is dit ons gevoel dat dit is hulle manier om Afrikaans te kelder. Onthou ook as 80% van jou skole op 'n sekere vlak is en 20% is daarbo, is dit makliker om die 20% af te bring as om die 80% op te hef. So ja, definitief, dit is 'n manier om moedertaalonderrig in Afrikaans spesifiek. Gaan kyk na ons Afrikaanse skole in ons land, kyk net hier in julle omgewing. Hier's van die heel beste skole. En dis makliker om hulle af te trek om die res op te hef. Nou, wanneer 'n gemeenskap geforseer word om eie skole te begin bou, dit is vir my 'n duidelike teken dat dit is nie meer in die staat se hande om na Afrikaanse onderrig te kyk nie. Ja, dis 'n baie fyn balans. Ek dink in gebiede soos hierso in Pretoria Oos spesifiek, en dan as mense beweeg na dele van die Kaap van die noordelike voorstede, en die meeste van jou groter dorpe is daar nog bitter goeie Afrikaanse skole. Ek dink ons eerste taak is om seker te maak ons hef daai skole se hande op. Ek dink ons as ouers, en ek is self 'n ouer, moet verantwoordelikheid vat. Ons moet eienaarskap vat van ons skool, ons moet eienaarskap vat van ons onderwysers, en ons moet daai skole eerstens ondersteun. Maar dan gebeur dit, en ons sien dit al hoe meer op die platteland, dat die platteland ontvolk, daar is nie meer genoeg kinders om daai een skool te ondersteun nie, en dan is die ongelooflik om te sien hoe daai gemeenskap verantwoordelikheid vat. So wat gebeur op die platteland is die groter krisis op hierdie stadium. Is die platteland ontvolk, die skole het al hoe meer Engelse kinders wat hulle inneem, die infrastruktuur val plat, en nou vat daai gemeenskap self eienaarskap. En wat verskriklik lekker is, daar's 'n paar rolspelers in ons land wat betrokke is hierby. Om julle idee te gee, die Afrikaanse skole het omtrent met 40% verminder in die laaste 10 jaar reg oor die land. En ja, ons sê baie keer, ons self as gimnasium of deel van die solidariteitsbeweging kan nie gaan in 900 skole hervestig nie. Nee. Maar as daar 'n klomp rolspelers betrokke is, kan dit gebeur. En saam met dit, as ons 300 gemeenskappe kry om elkeen net een skool op te rig, dan sal weer 'n Afrikaanse skool in die gemeenskap. En ons sien dit al hoe meer op die platteland gebeur. En eintlik is dit die regte ding wat gebeur. Jare gelede, na die depressiejare, na die oorlog, het die gemeenskappe verantwoordelikheid gevat en hulle het 'n skool opgerig. Ons het eienaarskap gevat van ons gemeenskap, het ons eienaarskap gevat van ons kinders se opvoeding. Iewers na 1994 het ons dit uitgekontrakteer aan die staat toe. Maar nou wat gebeur, soos daar minder van ons skole is en minder geleenthede, en soos ons skole oorgeneem word van die Afrikaanse gemeenskap, eienaarskap, en hulle rig weer hulle skole op. En daar's talle voorbeelde van gemeenskappe waar ons die voorreg het om af en toe te kom, en ons as gimnasium wil later oor tyd 'n gemeenskapskonsessie aktiveer en hierdie skole in staat stel, en hierdie gemeenskappe in staat stel om hulle eie ding te doen. En dit is ongelooflik waar dit gebeur, wanneer daai gemeenskap weer eienaarskap vat. Ek dink in die stad is ons grootste doelwit in die stede, is om skole te bou waar die staat eintlik tradisioneel die volgende skole sou gebou het. Hier in jou omgewing sit die stukke grond wat gesoneer is as skoolgrond, wat destyds die staat gesoneer het. Hulle het net nooit daai ontwikkeling gedoen nie. Hulle gaan ook waarskynlik nie die ontwikkeling doen nie, maar nou het ons die geleentheid om eienaarskap te vat vir ons kinders se opvoeding en ons bou 'n skool daar. Nou, as jy sê, wat ek hoor is, ons het baie troonbouers, maar ons het min spanbouers. As ek nou die effek het, wat as ek nou in die platteland kyk. Nou, ek het nou al 'n paar optredes wat ek nou maar in die platteland doen, jy weet, in die Pietersburg omgewing, en ek was onlangs in Piet Retief ook. En daar's 'n interessante gevoel teenoor stadskole van die plattelandse kant af. Ek weet daar het 'n ding laat val wat hy gesê het, Garsfontein is Gapsfontein. En vir my gaan dit oor, hoe behou jy 'n gesonde struktuur op die platteland vir die skole om Afrikaanse skole te voer, as stedelike skole hulle topatlete en daai klas van goeters koop of beurse aanbied? Ek dink die eerste ding is, ek dink Kali Kriel het destyds die navorsing gedoen dat 'n gemeenskap vestig eintlik rondom 'n skool.
en jy kan gaan kyk waar daar weer 'n goeie Afrikaanse skool is die gemeenskap geneig om te vestig weer. Die tweede ding, en eintlik het jou eerste episode saam met Steve Stolk en jou ma self het eintlik aangespreek wat vir my ook die realiteit en die werklikheid is dat elke ouer glo sy kind is 'n arend. Maar nie elke kind gaan aanpas by so groot sport en so groot kulture. En die feit dat jy op 'n klein dorpie dalk eerste span speel, beteken nie jy gaan nie eerste span speel nie. En ek beleef dit nou tans waar ek ook by Akademia by die koshuis betrokke is, 'n seun en 'n kind eintlik in geheel moet hulle ouerhuis groot word. Hulle moet naby hulle ouers groot word. So ek dink daai stelsel moet so wees dat daai kinders dieselfde geleentheid vir ontwikkeling het tot en met hulle matriekjaar by hulle ouerhuis. Ek dink uit die aard van die saak, ons gaan nie die beerskemas en daai goeters kan stop nie. Maar wat ek ook beleef onder die ouer gemeenskap is daar's al hoe meer 'n dryf daarna. Daar's baie meer 'n dryf van kom ons gee vir ons kinders kwaliteit onderrig. Kom ons gee vir hulle kwaliteit opvoeding. Kom ons vorm hulle en as die skool aan daai goed kan voldoen, uitnemende Afrikaanse onderwys vestig, dan gaan die kinders waarskynlik in daai gebied bly. Jy gaan altyd kinders hê wat uitvloei, maar jy gaan die meerderheid gaan jy behou en so gaan jou dorp en jou gemeenskap Afrikaans behou. Dis regtig ongelooflik om op 'n dorp te kom en as jy weer sien is die paaie skielik weer geteer, die besighede is oop, die mense sê vir ons hulle beleef vir die ergste in die kerk. Die meeste mense woon weer kerk by die kerkbydraes vermeerder en dit begin by 'n kwaliteitskool. Daar is 'n lekker onderwerp. Ek sien julle fokus by gim of die fondasie is baie op Christelike beginsels. Hoekom glo jy dis belangrik? Ek weet hoekom, maar hoekom dink jy dit is belangrik om konstant te fokus op Christelike beginsels by 'n skool? Jo, dis 'n vraag met baie invalshoeke, maar ek dink een van die goed is ons leef in 'n baie moreel waardelose wêreld tans. 100%. En as ons kinders Christelik kan begrond, nie net by die skool nie, by die huis ook, binne die gemeenskap ook, dan het ons kinders outomaties 'n beter begronding, hulle gaan baie beter aanpas in die samelewing, hulle gaan weet wat is reg en verkeerd. Hulle gaan plaaslik gegrond wees, maar internasionaal kan werk. So ek dink die Christelike beginsels gee vir ons kinders 'n waardestel. As ons het die voorreg om so 'n bietjie in Amerika by die classical schools te kon gereis het en by Hillsdale College ook wat sterk met Akademia koppel en waar hulle weer praat van virtues, wat hulle daai virtues, daai deugde uitleef, dan gee jy vir jou kind net 'n regte grondslag om hulle eie morele kompas te kan bepaal. Maar saam met dit ook is ons glo opvoeding staan eintlik op 3 bene en dit is God, dis die gesin en dis die gemeenskap. Ja. En as Die ons drie nie G's. en as ons nie daar binne geanker is nie, gaan ons nêrens ons kinders heen vat nie. So ons kan hulle ons praat baie van die kennis in die hart en die hande. So ons kan hulle die kennis leer, maar ons het die verantwoordelikheid om na hulle hart en na hulle hande ook te kyk, waarbinne Christendom ook. So emosionele intelligensie is net so Definitief goed soos deel die daarvan. Ja, definitief. Dis vir my ongelooflik. Ek het so 'n bietjie deur hulle visies gelees en ek dink wat Akademia en wat gim, jy weet, in gemeen het is baie morele waardes. Hoe lyk die ideale gimkind as hy nou by matriek uitstap? Ons het 'n profiel van die kind wat ons opgestel het en dis ook interessant wat mense baie in die klassieke onderwys leer, dat 'n profiel van 'n kind, hoe die kind daar moet uitstap aan die einde van hulle skoolloopbaan. Maar vir ons gaan dit wees 'n geborge kind wat vas is in hulle kultuur en hulle erfenis, maar ook wat eintlik gegrond is hierso in ons land, maar wat internasionaal mededingend kan wees. Wat daar buite kan internasionaal kan werk, maar eintlik nog steeds in Suid-Afrika bly, wat gelukkig het aanlyn dit ook vir ons moontlik gemaak. Maar verder is 'n kind wat kritiese denkvaardighede het, wat selfstandig is, wat verantwoordelik is, wat eienaarskap vat van hulle kultuur, van hulle self, maar van hulle samelewing rondom hulle ook. En ek dink identiteit, 'n kind wat identiteit het, as jy kultuurgebonde is en jy is vas in jou geloof en weet jy wie jy is, dan is jou selfvertroue net soveel meer om jouself internasionaal ook te plaas. Maar ek dink seker die belangrikste ding van alles is ons wil kinders uitstuur met karakter. Kinders wat regtig 'n verskil gaan maak in die samelewing. Ons het baie bywoners deesdae, ons het baie mense wat net saamvloei, maar ons het min ouens wat regtig impak gaan maak en ek dink ons het ouens nodig wat regtig 'n verskil in die samelewing gaan maak. As jy nou moet kyk om daai kind so te vorm, hoeveel van dit sou jy sê is die ouers se verantwoordelikheid en hoeveel van dit is die onderwysers en die stelsel se verantwoordelikheid by julle skool en oor die skole algemeen? Ek dink as jy na die skoolstelsel in geheel kyk,
dink ek die skoolstelsel vat nie meer verantwoordelikheid vir daai deel nie. Vat deel, ons praat binne 'n gimnasium, binne die skoolondersteuningssentrum, binne 'n akademia, praat ons van die vormingsideaal. Ja. Dat dit is nie net opleiding of opvoeding nie, ons moet die kind vorm ook. Ek dink binne die skole wat ons gelukkig is om baie nog binne te beweeg, voldoen hulle nog baie daaraan. Hulle gee regtig om vir die kind, vir die geheel mens. Ons het op stadium gepraat van die volronde kind, maar dit pas nie altyd so goed nie. Maar hulle gee regtig om vir die geheel mens. En ek dink ons is bevoorreg dat ons kinders nog in skole is wat dit werklik doen. En daar is nog skole wat dit absoluut briljant doen. As jy internasionaal ook gaan kyk, is van ons Afrikaanse skole die beste. Ja. Maar ongelukkig is dit nie meer oral so nie. Jou eintlike vraag, wat se gedeelte lê by die huis, wat se gedeelte lê by die skool? Ek dink dit het dalk deel saamgekom wat ons daai deel uitgekontrakteer het vir die staat. En ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om dit ons eie te maak. So ek dink dit begin by die huis, maar ek dink dit moet ondersteun word deur die skool en dit wat by die skool gedoen word, moet weer ondersteun word by die huis. So ek dink is eintlik 'n baie goeie wisselwerking. Dit kom eintlik weer terug na daai 3-eenheid wat ek vir jou gesê het van God, gesin en gemeenskap, waar die skool is die gemeenskap, maar as dit nie by die huis gebeur nie, gaan dit baie moeilik by die skool gebeur. So ek dink dis 'n baie noue samewerking, soos jy my persentasie vra, is dit 50-50. Ja, en so as jy nou kan sê, wat verwag jy van 'n gimouer af in die toekoms? Sjoe, ek dink ondersteuning. Ek dink om sonder staatssubsidie 'n staatsdiens te lewer is moeilik. En ek dink dit is 'n groot deel van wat die solidariteitsbeweging in geheel doen. En ek dink ons gaan basies op dieselfde basis dit moet doen, maar om dit reg te kry, gaan ons moet anders gaan kyk daarna. Ons gaan moet anders gaan kyk na byvoorbeeld die gebruik van tegnologie. Ons glo regtig die onderwyser is sentraal, maar tegnologie beteken net dat jy effektiwiteit bietjie kan verbeter. Ons gaan moet gaan kyk na die beste onderrigmodelle. So van die onderrigmodelle internasionaal verskil dalk 'n bietjie. Daar's dalk goed wat 'n klein bietjie anders gedoen moet word en ek dink binne 'n gimnasium gaan ons nodig hê dat die ouers dit ondersteun. Maar ek dink binne ons topskole het ons ook nodig dat die ouers daai topskole ondersteun. Soos ek in die begin gesê het, kom ons hou die skole se hande in die lug. Kom ons wees ondersteunend. Kom ons wees nie die ouer waarvan jou ma in episode 1 'n klomp voorbeelde gegee het. Ja. Kom ons ondersteun ons kind daar binne en gee ons kind die ruimte om te ontwikkel. Dis eintlik ongelooflik. Ek het dit al 'n paar keer gedoen. Kom bietjie by jou kind se skool aan en staan daar terwyl sy nog nie weet jy's daar nie. Fantasties. Dan gaan kyk jy hulle eie leefwêreld en dan besef jy as ouer, ek moenie inmeng daar nie. En ek dink dis wat ons as ouers te veel doen, is ons meng in daar. In hulle leefwêreldjie, dis waar hulle vorm, dis waar hulle selfstandigheid leer, dis waar hulle probleemoplossing leer. En ek dink as ons ouers kan kry wat dit nie net in gim nie, maar in alle skole al hoe meer doen, dan gaan ons al hoe meer selfstandige kinders in hierdie wêreld instuur. En dan gaan daai eerste vraag van jou, die geleenthede, gaan net aanhou opduik vir hulle, want hulle gaan hulle eie geleenthede skep. Maar presies nou wat jy van selfstandigheid praat, daar's 'n duidelike verskil om 'n selfstandige kind in die wêreld in te bring en 'n klein entrepreneur. Ek voel in die huidige toestande in Suid-Afrika moet ons al hoe meer entrepreneurs begin oplei, want in die korporatiewe leer dink ek dis onmoontlik met ons politieke stelsels wat tans in met die BEE en goeters om 'n kind te sê okay, jy moet nou gaan swat en jy moet gaan werk vir iemand. Ja. Is daar nog 'n gesonde toekoms vir 'n werkersklas student? Ek dink daar gaan altyd wees vir 'n werkersklas, gaan daar nog altyd werk wees. Want selfs die entrepreneurs gaan 'n paar ouens in diens moet neem. Ja. Maar ek stem saam met jou. Ek het nou die dag 'n artikel gelees wat sê ons gaan oor tyd waarskynlik net 'n klomp klein besighede hê wat gekoppel is. Ja. En nog meer in ons land waar wetgewing ons in daai rigting druk. So jou eerste deel van jou vraag, ek dink entrepreneurskap is 'n baie belangrike ding, maar ek dink deel van entrepreneurskap leer selfstandigheid. 100%. Ja. Dit leer probleemoplossing, dit leer kreatiewe denke, dit leer ons kinders om dalk na dieselfde probleem uit 'n ander hoek uit te kyk. Want is dit nie deel van ons samelewing nie? Ons probeer dieselfde oplossings gee vir dieselfde probleem en verwag ons ander resultate. So as ons 'n volgende generasie kan kry wat entrepreneurs dink, hulle gaan nie almal entrepreneurs word nie, maar hulle nie gaan almal is 'n entrepreneur nie. Hulle is nie al entrepreneurs nie, maar hulle gaan kreatief wees. Hulle gaan selfstandig wees. Hulle gaan innoverend gaan dink. Hulle gaan waarskynlik daai 'n klomp karaktereienskappe leer wat 'n stelsel nie normaalweg vir hulle leer nie. Ek dink entrepreneurskap is 'n verskriklike belangrike ding. Daar definitief. Ek stem volkome saam. Ek dink ons moet 'n goeie simbiotiese stelsel kweek vir die kinders. Hoe kweek ons weer trots vir ons taal by ons kinders en jy weet die kultuur? Want soos ek jy nou gesels het,
Dis maklik as jy in die beweging van solidariteit is en daai klas van ding, maar as jy buite die sirkel is, watse boeke moet hulle lees en daai klas van dinge, net soos om weer bietjie 'n trots vir die taal te ontwikkel. Ja, ek dink Appel, as ons nou so bietjie akademia se kant ook praat, dan praat hulle baie keer ook van die groot boeke. Begin by jou laaste vraag, watse boeke moet hulle lees, en dan as jy nou eintlik gaan kyk na die groot boeke, dan kom jy daarop af dat eintlik die boek wat jy eers moet lees weer, dink ons moet net weer die Bybel oopmaak met ons kinders. Ja. Ek dink kom ons begin by die Bybel en kom ons lees vir ons kinders in Afrikaans die Bybel, dan gaan hulle klaar trots wees op hulle taal. Maar ja, ek dink deur voorbeeld is altyd maar die beste ding. Waar leer jou kind werksetiek by jou? Ek geniet dit so om jou video's te kyk, wat jy sê, jy en jou dogter gaan ry fiets. Waar het sy fiets geleer ry? Sy het nie vir 'n klas gegaan of 'n kursus gaan bywoon om fiets te ry nie. Sy het gekyk hoe ry haar pa fiets. Sy het gesien hoe word haar pa gesonder deur die fietsry. En dis die voorbeeld wat sy het. En ek dink daardeur leer ons kinders trots wees op hulle taal, trots wees op hulle kultuur. Ek geniet dit so as my seentjies my regs help, as ek 'n Engelse woord ingooi terwyl ek praat, en help hulle my reg. Vat jou kinders geloftedag toe, dat hulle verstaan van waar af dit kom. Vat jou kinders, ons in Pretoria het Voortrekker Monument. Ek wonder wie van ons kinders, ek is elke keer geskok as ek agterkom, ons kinders weet nie van die Voortrekker Monument nie, of ons kinders weet nie van Bloedrivier nie, van waar ons vandaan kom. Ons hoef nie in die verlede te leef nie. Ons moet weet van waar ons kom, waarop ons trots moet wees, trots op jou taal, trots op jou kultuur, soos jy sê. Want dan is jy geborge, dan het jy identiteit. En as jy jou identiteit het jy selfvertroue om enige plek in die wêreld in te gaan, want jy weet wie jy is. So, om my trots te kweek, is moeilik, maar ons is bevoorreg in ons skole. Ons is bevoorreg, ons is amper weer daar, gaan kyk op sosiale media. Feitelik al ons skole, ons Afrikaanse skole, gaan Hemelvaart vier. Of jy staat daarvan hou en of daar een of ander vreemde ou vir hulle briewe stuur, maar hulle gaan jaar na jaar Hemelvaart vier. Hulle sing nog gewyde sangliedjies daar by die skool. Dis 'n wonderlike voorreg wat ons het om ons kinders daar te kry. So ek dink, dalk is die eerste stap net sit jou kind in 'n goeie skool wat na jou kind gaan omsien, maar vat ook selfverantwoordelikheid by die huis. Leef deur voorbeeld, leer jou kinders daai trots. Hoe erg is die druk van die staat af op geloof in skole? En so ook, het onderwys half meer nou polities gedrewe geraak, of is onderwys nog onderwys? Sjoe, Appel, ek dink, dit kom in sulke vlae. Daar's met tye, dan duik daar 'n organisasie op wat geweldig druk sit op 'n skool, rondom hulle geloof, rondom hulle Christendom, laat hulle dit uitleef, en dan raak hulle weer weg, en dan kom maar weer 'n volgende organisasie. Ek dink die ander realiteit is ook, waar vroeër jare, en ons sal dit onthou van ons skool daar af, dan was daai paar kinders wat nie dieselfde geloof het nie, dan sê hulle vir daai kinders, jy moet nou as ons in die saal is al onder die boom gaan sit of iets. So ek dink daar's ten minste akkommodering vir kinders van 'n ander geloof. Maar ek dink ook ons moet in ons skole, en ek dink ons kan met trots dankbaar wees met die kwaliteit onderwysleierskap wat ons nog het by baie skole, wat opstaan en sê dis hoe dit hier geld. Dat ons nie by die minderhede aanpas nie. So ek dink die druk is daar. Ek dink dis by die staat op hierdie stadium is dit nie, maar dit verskil ook van gebied tot gebied. Maar die druk is maar altyd daar op Christendom. Dan rondom die politiek, onderwys is, ons almal was op skool, so ons almal is trots op onderwys. Onderwys is vir ons 'n onderwys is 'n saak van ons toekoms. So onderwys is 'n publieke saak. Onderwyser maak of breek natuurlik. Presies, maar ongelukkig gebruik die politici dit as 'n politieke speelbal. Onderwys is 'n politieke speelbal. Jy kan net gaan kyk na die politieke partye. Dat hulle praat omtrent die meeste daarvan in die parlement. Die grootste deel van die begroting is onderwys, maar dis goed dat hulle die geld gee vir die onderwys, maar dan moet dit nie 'n politieke speelbal word nie. Ek dink daai politiek maak dat dit baie keer baie meer, dit gaan nie meer oor die kind in die onderwys nie. En ek dink ons moet daai ding weer terugbring na die kind in die onderwys. Die kind is die sentrale punt. Daai politiek moet apart wees daarvan. En ek dink ook tot 'n mate gaan die privaat onderwys behoort 'n deel van daai ding af te dek. Maar ek moet weer hier dankie sê vir van ons topskole in ons land, van ons top onderwysleierskap, wat die vermoë het om daai te hanteer, maar hulle onderwysers die ruimte te gee om in die klas net daar te wees vir die kind. En ek dink dis 'n voorreg. En dan gaan dit ook oor 'n sterk ondersteunende beheerliggaam. 'n Beheerliggaam wat 'n hoof en 'n personeel los om operasioneel hulle ding te doen, maar wat daai goed afskerm. Wat daai politiek uithou, wat daai geloofsaanvalle en goedjies kan reflekteer of deflekteer. Ek dink dan is jy op 'n baie, baie goeie posisie. 'n beheerliggaam kan ook twee kante toe gaan. Jy weet, daar is 'n gesonde beheerliggaam en dan is daar 'n nie so gesonde
weerliggaam nie. Het jy enige ervarings al in daai gebied gehad? Ja, nee, definitief. Ek dink ek self het al dit gehad, daarom nie in 'n geheel beheerliggaam nie. Ek was bevoorreg geweest wat regtig top beheerliggame gehad het, maar jy het jou individue wat ongelukkig baie keer daar sit vir 'n verkeerde doel. En dan dink ek daar's vele voorbeelde in ons land wat mense kan sien waar 'n goeie hoof besluit deur die ek vat my vroeë aftrede. Ek sien nie meer kans hiervoor nie. Ek dink daar was vroeër in die week 'n artikel wat sê 50% van die jong onderwysers bedank na 4 jaar. En ons moet mooi gaan kyk wat se druk sit ons as gemeenskap ook op daai onderwysers. Fantasties. Daar is baie waar. Want ons sit druk op daai hoof wat 'n magt om balle het om in die lug te hou. En dan van daar af dan sit ons daai druk na die onderwyser toe en ons wil prestasie en daai gemiddelde mansonderwyser by 'n skool stap uit die klas uit, dan stap hulle atletiekveld toe en daarna rugby en dan ook nog krieket toe. En dan moet hulle iewers by hulle akademie uitkom en iewers moet hulle die 60 WhatsApps van die ouers beantwoord. En dan moet hulle nog voorberei vir die volgende klas en party van hulle studeer nog. En dan wil ons kom en dan wil ons op daai afrigter skryf want my seentjie het nou nie A-span gemaak nie. Weet jy wat? Dan gaan verkoop hulle karre. Hulle maak meer geld in die karre se ouers praat ook nie terug nie. Okay, kyk nou We Buy Cars. Presies. Ek wou nie die voorbeeld gebruik nie. Ja, nee, maar dit is net vir my net toevallig. Maar dis die realiteit is ons moet 'n beheerliggaam is daar om te ondersteun. En 'n beheerliggaam moet op daai oomblik weet ek laal nou my ouer hoetjie af en ek sit nou my beheerliggaam hoetjie op en ek ondersteun daai skool. Ja. En as ons die beheerliggame kan kry om daai negatief van buite, die politici, die aanvalle te kan hanteer en te kan deflekteer, dat die ouens binne daai skool kan fokus op wat is die beste vir daai kind. Vir die kinders. Dan gaan ons Afrikaanse skole se hande in die lug Hoe minder druk van die beheerliggaam af, hoe meer kan die hoof fokus op dit op die waarmee kinders. Want ons het nou die gesprek gehad. Jy kry 'n hoof wat die ouers dien, dan kry jy 'n hoof wat die kinders dien. Ja, En jy kan 'n duidelike gedragspatroon verskil sien in kinders wat in 'n gesonde tuin waar kinders gedien word. Hulle word die regte kunsmis gegooi, ja, die regte beginsels gegee. Daai kind kom as 'n ander kind terug, maar dan kry jy 'n kind waar hy is in 'n skool waar die hoof die ouers dien en daar's 'n sekere gedragspatroon wat dan vorm ja. in daai skool. Ja, en weet jy, ek sê dit baie, is die hoof se eerste taak is daai personeelkorps. Pas jou personeel op met alles wat jy het, want daai personeel werk met daai 30 kindertjies voor hulle elke dag. En dit vestig die kultuur in die skool, dit vestig die atmosfeer in die skool. Jy kan instap in die skool en jy gaan dadelik weet wat is die atmosfeer hierso. Jy het dit nou aangevoel, jy was al daar, dat jy kan weet wie word gedien binne daai skool. Natuurlik, ja. En ek dink is so belangrik en ons het 'n uitdaging in die onderwys. Ons het 'n verpligting om die status van die beroep onderwys te lig. Ons kry nie jong onderwysers in die stelsel nie, daar's 'n tekort. Ons kry nie ouens wat wil opstaan en my hand opsteek en sê ek wil opstaan vir onderwysleierskap, ek wil 'n hoof word nie. En ons moet daai ouens weer optel. Ons het tophoofde, maar daar's 'n klomp wat in die volgende paar jaar aftree. Ons het net nou hier gepraat oor, gister was dit aangekondig dat Grey College se hoof einde van die jaar gaan aftree. Ons moet 'n kwaliteit opvolger kry by Grey College. En ons moet daai generasie moet ons begin ophef en ons moet hulle die geleentheid gee om te groei en ons moet daai leierskap ontwikkel, want dit is wat op 'n einde van die dag vir ons moet uitkom. Die ouers wat nou hierdie potgooi nou kyk, waar ek en hierdie gesprek het op die appelkas, daar's 'n verskriklike bekommernis as ek om braaivleisgesprekke kom, oor ons kinders se toekoms in hierdie land, oor veral nou met die mense wat so Amerika toe trek, of jy weet, emigreer. Wat is die eerlikste antwoord wat jy nou vir ouers kan gee oor die toekoms in Suid-Afrika? Ek gaan nou by my eerlike antwoord uitkom, maar as jy by 'n skool is, was dit vir my altyd interessant. Dis 'n persentasie wat nie bemark word nie, maar die persentasie wat weer terugkom. Dis nie ons skole daar in die buiteland nie. Dis nie ons waardegedrewe onderwys nie. Dit is nie ons kultuurvaste onderwys nie. Daar's 'n klomp ouers wat terugkom. So voor jy oorweeg om te gaan, kan praat net met daai mense, dan oorweeg jy dit ernstig om dalk nie te gaan nie. Ja. Dis die eerste ding, maar ek dink as ons nou rou en eerlik met ouers moet wees, is dat ek dink hulle moet hoopvol wees. Ek dink hulle moet eerder vaskyk in die geleenthede wat die toekoms vir ons bied, die geleentheid binne ons eie land, dat hier is 'n magdom geleenthede vir ons kinders en ons moet net sorg dat ons kinders voorberei om daai geleenthede aan te gryp en daai geleenthede vir hulle self te skep. Hier is hoop in ons toekoms. En hier is hoop in ons land. Ons was so 2 jaar gelede in Australië gewees en toe kom ek agter enige plek in Australië waar jy is daar 30 km of binne 'n halfuur is jy by 'n strand.
Maar binne Suid-Afrika is dit binne 30 minute as jy binne die bos. Moet ek nie dit vergeet nie. 100%. 30 minute vir jou as jy in die veld en jy het dit in geen ander land nie. So ek dink ons moet dit ook onthou. Buite die feit dat ons 'n mooi land het, dat ons regtig hoop in ons land het, moet ons regtig net onthou dat ons die geleentheid of ons kinders eerder 'n toekoms en 'n geleentheid hier te skep en ons moet daai nuwe geleenthede ontgin. Nou as jy 20 jaar in die toekoms in kan kyk, wat is die een fout wat ons as ouers nou maak, wat ons gaan berou in die toekoms? Weet jy Appel, ek kan dit vir jou sê as 'n ouer self. Die vraag het my baie lekker laat dink, is dat ek dink ons is geneig om ons kinders in vrees groot te maak. Ons maak ons kinders, ons sluit ons deure, ons sluit ons hekke, ons bly agter hoë mure, ons vertel vir hulle van alles wat verkeerd en negatief in ons land is, terwyl dit is realiteite. Dit gaan in ons land altyd daar wees, maar ek dink ons het 'n verpligting om ons kinders eerder die hoop te gee, eerder daai in hulle in te kweek, in hulle in te kweek van die geleenthede wat daar is, die geleenthede wat vir jouself gaan skep, eerder as om die hele tyd net vir hulle vrees in hulle in te sit. En ek dink as ons daai hoop en daai vryheid en daai geleenthede vir ons kinders bied, dan gaan ons oor 20 jaar kan terugkyk en sien, hier's 'n volgende generasie, jy gaan op jou stoep kan sit en kan sien jou dogter is suksesvol, sy is in die land, maar sy verdien dalk dollars. Maar ons het vir haar hoop gegee en nie vrees gegee nie. Louis, ek is bitter opgewonde oor waarmee jy besig is. Pretoria Gimnasium, hy is nou net hier by ons. Is daar al vir jou 'n datum wat wanneer jy gaan oopmaak? Appel, dus ek gaan die vraag dalk so 'n bietjie weier antwoord. Ons is tans besig met op 2 bene. Ek dink die een been is definitief Gimnasium Pretoria. Ons het nog nie 'n vaste datum daarvoor nie. As jy wat nou redelik daar verbyry sal gesien het, ons het daar almal 'n pad tot daar. Ek ry met die cruisers daar op my moddersirkel. Ons 'n mooi pad daar ook. Ons daar 'n paar rooi bokkies daar. Maar ons is baie naby om daar te kan begin met konstruksie en dan sal ons 'n definitiewe datum bekend maak. Ek dink binne die beweging, solidariteit-beweging en het kanton is die ouens wat ons konstruksie doen en hulle is die eiendomsmaatskappy, hulle is tans baie gefokus op akademie, julle sal ook sien daar gebeur groot dinge en ons is baie opgewonde daaroor, maar Gimnasium Pretoria is definitief deel van ons tydlyne en deel van ons beplanning en dan saam met dit is ons besig, soos ek vroeër gesê het, om 'n nasionale konsessie uit te rol. En dit is nie skole wat in ons besit en beheer gaan wees nie. Dit is eerder gemeenskappe wat ons in staat wil stel om hulle eie skole op te hef en op te rig. En ek dink daai is 'n ding wat verskriklik baie vlam vat. Ons het ook agtergekom dat die behoefte op die platteland is baie groter en ons wil baie graag daai gemeenskappe in staat stel om hulle eie klein gimnasiums op te rig. En ja, oor 10 of oor 15 jaar, oor 20 jaar, dan kan ek dalk weer by jou kom sit en dan sit ons dalk binne een van daai gimnasiums. Dit klink vir my na 'n baie goeie plan. Ek dink daar julle is voorlopers in die bedryf, julle is fakkeldraers. Ek het 'n onderhoud met Rob Hershoff gekyk waar hy gesê het dat die topouens van ons land moet eerder hulle geld instoot in projekte soos akademie, gim, solidariteit, as wat hulle geld in die staat instoot, wat hulle nie weet waartoe dit gaan nie. Ek dink julle is besig om 'n baie sterk, hoe kan ek sê, voetspoor te los as Afrikaanse kultuurbeweging en julle kyk regtig uit na ons mense. So ek wil net sê baie dankie en ek is trots om te kan sê ek is deel van julle. Dames en here, daar het julle dit. Louis Dekker, soos wat die Bybel herhaaldelik gesê het, moenie vrees nie. En ek dink dis 'n ongelooflike boodskap. Baie dankie dat jy vandag op die Appelkas kon verskyn. Nee, baie dankie vir die voorreg en dankie vir die geleentheid.